Wees my oortuiging dat die Here die volk uit Egipte uitgelei het, na hulle slawerny was vir meer as 400 jaar. En dat hy dinge in hulle pad gesit het, sodat hy homself kan openbaar, nie net aan die volk nie, maar ook aan ons vandag, wat jare daarna sy lewe. Want die Nuwe Testament is wonderlik, en ek kan nooit dit afmaak, ek moet my nie verkeerd verstaan. Daar word baie dinge deur die Heilige Gees ons geleer, onder andere dat ons onder die wet is, maar onder die genade en geleid deur die Gees van die Here. Maar die Ou Testament het baie van die wette, maar God die Vader het sy grootheid en sy heerlikheid geopenbaar onder daardie volk wat daar uit Egipte uitgelei is. En ek wil 'n paar van die dinge aanhaal vanmôre om vir u net te herinner. Ek weet u weet dit. Ek wil u net herinner aan die grootheid van God. En hoe wonderlik die Here eintlik is, wat hy eintlik waartoe hy in staat is om te doen. En ek wil begin met 'n skrif hier in Josua die 10de hoofstuk. As jy die Bybel wil oopmaak en daar saam lees, as jy baie welkom, ek as jy daar 'n skrifie aanhaal, die 10de hoofstuk uit die hoofstuk uit. Dit gaan hier oor Josua wat die volk ingelei het in Kanaan en hoe hulle Jerigo oorwin het op 'n enaardige wyse, hoe hulle uiteindelik die stad Ai geoorwin en ingeneem het. En toe in die stad Gibeon met Josua kon vrede sluit en 'n onderhandeling gehad en het besluit ons gaan nie hulle aanval nie. Dat hulle onderwerp aan Josua se gesag en aan die God van die hemel en die aarde. Maar Adoni-Sedek, die koning van Jerusalem, het gesien wat Josua besig is om te doen en hoe hy die stede inneem en hulle verslaan en hy met die bandvloek tref. Want die bandvloek het beteken dat er nog niks lewendig uit daardie stad uitgekom het nie. Nie dier of mens of baba of ou mens, niks. Die bandvloek met daai hele stad se inhoud, alles binne in voeltjies, die hoenders en die kalwers doodmaak. Dis die bandvloek. En hierdie Adoni-Sedek van Jerusalem wat bevrees met dit, toe sê hy roep 5 ander volke, 5 ander stede se name bymekaar. En hy sê vir hulle, mense, Josua het nou met Gibeon vrede gesluit. Hy is een van die groter stede van ons deel van die aarde. So hy gaan nie vir Gibeon aanval nie, maar hy gaan ons kom verwoes. Kom ons vorm 'n eenheid saam, hierdie 5 volke, 5 stede. Dan val ons vir Gibeon aan, neem ons vir Gibeon aan, dis 'n groot stad, dan is ons veiliger, as ons daar en die stad se mure is daar, dan is ons veiliger as Josua kom. Maar dit het nie vir Josua gestop nie, want Gibeon, die stad van Gibeon, die koning daar, stuur vir Josua 'n boodskap en sê vir hom, Josua, ons het met jou verbond gesluit. Jy moet ons kom help, want hierdie 5 stede gaan teen ons aanval en gaan ons wil verwoes en oorwin. Josua sê dit weg, en die woord van die Here sê, hy het die hele nag deurgetrek tot die volgende oggend toe om daar te kom. So jy kan nie indink dat daardie manne wat saam met Josua getrek het, die hele nag deurgetrek het, hulle is moeg, kom hulle daar by Gibeon aan. Teen daardie 5 ander stede se manne wat tesaam laar opgeslaan het teen die stad Gibeon. En Josua het opgetrek na Gilgal daar vers 7. Hy het al die weerbare manskappe en al die dapper helde met hom saam. En die Here het aan Josua gesê, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand. Niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. Amen. En toe Josua hulle skielik oorval, het hy hele nag deur na Gilgal al weg opgetrek. En die Here het hulle in 'n verwarring gebring voor Israel,
Het 'n groot slag om hulle geslaan by Gibeon en hulle agtervolg op pad na die boorde van die Bet Horen en hulle verslaan tot by Aseka en tot by Makeda. En toe hulle voor Israel vervlug terwyl hulle op die afdraand van Bet Horen was, het die Here groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp tot by Aseka, sodat hulle gesterf het. Daar meer gesterf deur die haalstene as wat die kinders van Israel met die swaard verslaan het. Toe het Josef aan die Here gespreek op die dag dat die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het en voor die oë van Israel gesê, hoor nou, son staan stil in Gibeon en maan in die dal van Ajalon. Toe staan die son stil by die maan en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande. Staan dit nie geskrywe in die boek van die opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en om nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. Nou mense, net tot daar eers. Ek wil vir u sê, ons wat nou vandag al die saak van swaartekrag verstaan, en verstaan dat die aarde nie plat is nie, maar rond is, en dat hy om sy eie as draai, en soos wat hy draai, word dit dag en word dit nag. Dis nie die son wat verskuif nie, dis die aarde wat draai om sy as. U verstaan dit? U was mos in standaard 6 gewees. Wie is nog nie in standaard 6 gewees? Dit sien dat u kan leer met die afwekskunde. Mense, weet jy dat daar die draai van die aarde om die as maak dat die aarde 'n magnetiese veld opbou wat by ons bekend staan as swaartekrag. Nou kan u indink vir een oomblik dat die aarde stil staan, nie draai nie, vir 'n hele dag. Die Here wat ons aanbid, het mag oor die natuur. Amen. Amen. Want weet jy, as die aarde sou stil staan en die draai nie, en dan ook nie voortgaan met sy wentelbaan om die son, dan was dit nie net die aarde wat betrokke was nie, maar al die ander planete en sterre in die hemel was betrokke, omdat God bepaal het. En ek wil vanmôre met u so 'n bietjie praat oor hierdie grootheid van God, wat ons soms so maklik vergeet wanneer ons in 'n krisis kom. Want dinge nou vir ons nie lekker loop nie. Ek sien op my telefoon stuur my dogter Jones my 'n foto van so lang maar swart man wat in die straat afloop. En ons skryf onder, daar stap Januarie. Maar maand. Al die geld uitgegee vir die Kersgeskenke en vakansie gehou. Die geld is klaar, die maand. Vir baie kinders van die Here is Januarie maand die moeilike maand. En die plek waar die mense daaronder lees maar die kerk, is dat die geld om by te dra vir offers en gawes nie. Maar weet jy dat, die God wat ek en u aanbid, is so groot, so magtig, almagtig, dat hy die aarde laat stilstaan op die woord van Joshua. Want die woord sê, Joshua het gesê, son staan stil in Gibeon en maan in die dal van Ajalon. Joshua het gepraat. Maar die Here het vir Joshua 'n woord gegee. Wees nie bevrees nie. Jy sal nie ondergaan. Ek sal jou dra. Vertrou my. En Joshua het in geloof 'n woord gespreek wat niemand nog ooit kon dink om te spreek daardie dag of ooit weer daarna nie. Om te kan sê, dit is 'n bietjie die geloof wat 'n man het wat nie eens gedoop is met die Heilige Gees nie. Wat die Here Jesus ooit kon ken, dit is lang voor die Jesus se tyd. Dat hy die geloof kon hê om 'n woord te kon spreek. En God werk daarmee saam teen die natuur. Mense, ek weet nie of u regtig dit begryp nie. Maar weet u hoe groot saak is dit as die aarde vandag sou ophou om te draai om sy as? As daar 'n natuurramp sou kom,
wat maak dat die aarde moet op om te draai. Gaan sê, dit gaan lekker dag wees. Ek het vir sê, wie lang gaan nie wees nie. Is ons nou onder die aarde of is ons nou bo? As jy onder is, gaan ons afval. Halleluja. Weet jy waar jy nie? Maar kan jy dink die implikasie, die gevolge van dit, dat God die natuur so kan beheer, dat die heelal in der waarheid tot stilstand moes kom vir 'n dag lang om te regkry dat Joshua hierdie 5 volke kon oorwin. Dis die God wat ek aanbid. Dis die God wat ek sien. Dis die God wat ek vra. Here, U is die ware God. Ek buig my voor U. Ek gee my lewe vir U. My hele wese behoort aan U, want U is die almagtige God. Dis die een wie ek aanbid. Halleluja. Kan ons net so 'n paar oomblikke ons hande opsteek en sê, Here, ons erken U grootheid. Ons erken U almag. Ons erken U heerlikheid, Vader. Oh, halleluja, halleluja. Maar bedoel wil nog iets lees in die woord van die Here. Daniël die 3de hoofstuk. Nebukadneser bou 'n groot goue beeld. En die heerser daar sal wat hom sê vir die mense. As julle die geluid van die musiek hoor, die liters, lire, en die verskillende instrumente hoor, Daniël 3de hoofstuk, dan moet almal in die stad voor hierdie beeld neerbuig en hom aanbid. En dit gebeur toe. Maar ons sien, daar staan 3 Jode. Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle het nie gebuig nie voor die beeld nie. Hulle gaan na Nebukadneser toe sê, maar Heer, ons het opgemerk, daai 3 Galileërs. Hulle het nie gebuig toe U gesê het nie. En hy laat roep hulle, en hy praat met hulle, hy sê vir hulle, die Nebukadneser het gespreek en hulle gesê in die 14de vers van Daniël 3de hoofstuk. Is ek met opset Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie. As julle dan nou sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerlei musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle onmiddellik binne in die brandende vuur oorgegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om hierop te antwoord. As onze God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oor en uit die hand ook koning verlos. Maar so nie, laat dit U dit bekend wees, o koning, dat ons U gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat U opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe gee die koning bevel, en sê, maak daai vuur oond 7 keer warmer as wat hy was. En hulle val die manne, met hulle klere aan, hulle smaak klere aan, hulle vat die Sadrag, Mesach en Abednego, en hulle vat hulle aan die vuur oond toe. En toe daardie manne vers 21, geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tilbande en ander klere aan, en hulle het binne in die brandende vuur oond gegooi. Omdat dat nou die woord van die koning streng en die oog uitermate verhit was, en die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand buitekant die vuur. En dan Nebukadneser kyk, daar onder binne die vuur oor, en hy sê, my perl, hy sê vers 25, kyk, ek sien 4 manne binne, los binne die vuur oorwandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die vuur lyk soos die van 'n godeseun. Ek wil vir u sê, my God het die vermoë om die hitte van 'n natuurlike hitte van 'n vuur weg te vat. Hy maak van 'n vuuroond 'n yskas. Dis die God wat ons aanbid. Mense, weet jy, ek en u behoort eintlik elke dag in 'n heilige vrees voor God te loop en hom te aanbid net waar ons gaan en om te eer, want hy is 'n groot God. Hy is groter as wat ons probleme kan dink om te wees, hoor. Amen. Ons is seker so nog aan ons probleempies. Ek het nooit vir iemand gesê, ek het eendag oor dit gepraat, ook van die platform af. Oor Hebreërs
daar een wat sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op dit wat ek hoop. Daardie woordjie hoop is nie vir my baie mooi nie. In my eie lewe het ek hom al vervang. Ek mag nie die skrifte verander nie as ek is 'n sondaar. Maar vir my is daai woordjie reg, ek het gesê, Here, vir my is geloof die vaste vertroue op dit wat ek verwag. Ek verwag as ek God vra vir iets, sal dit so wees. Want hy sê, wat julle Vader ook al in my naam vra, dit sal hy vir julle doen. Ek glo dit. Glo jy dit? Amen. Hoekom lyk jy nou vir my so bekommerd? Lyk jy so bespaard? Hoe lyk jy so krom onder die druk van die lewe? My God is in staat om die hitte van 'n vuurkoot wat 7 maal warmer gemaak het. Die mense wat in die vuurkoot gegooi het doodgebrand buitekant die oond. Maar weet jy hoekom het daardie manne nie gebrand nie? Hulle het gesê, dat al die bekenders bekoor, ons sal voor u gewone nie buig. Ons buig net voor die Almagtige. En het belydenis het in het hier gedra. Kan ek en u vanmorgen met alle eerlijkheid sê, dat onbelydenis, sal het vandag met ons moet gebeur. Jy weet, die minister wil nou 'n lisensie uitreik aan predikers, die mag nie sonder die lisensie preek nie. Ek wonder hoeveel van ons predikers gaan op die laaste paar jaar in die tronk slaap. Omdat ons die lisensies gekry het nie. Hoeveel van ons gaan sê, nee, sorry sister, ons gaan nie vir jou buig nie. Ons sal nie mag vir lisensie nie. Ek preek nie vir die straat, net waar die Here my lei. Dan sluit jy my toe. Sê, sluit my maar toe. Ek kon nie sal sê, sluit my dan maar toe. Ek weet nie. Want een van die ons gaan sê, ja, maar wat nou van die prosperity? Minister, as jy my los, gee ek vir jou 500.000 rand. Dit is nog maar die orde van die dag vandag. Wie van ons sal bereid wees om te buig voor die afgod en God ons rug op die Here te draai. Mense, ek wil vir u vanmôre iets voorhou. 'n God vir wie daar niks onmoontlik is nie. Is die wat die woord sê, hy is die almagtige God. Daar's niks wat God nie kan doen nie, behalwe God kan nie lieg nie. God kan nie sterf nie. God word nie oud nie. Hy het nie verjaardag nie. Hy bly liefde. Weet jy dat God het die grootste satanis lief, omdat hy mense wat hy gemaak het. Hy veroordeel sy sonde, ja, maar hy nog tot lief. Tot op die laaste oomblik gee God nog 'n kans om jou saak met God reg te maak. Ek wil vanmôre vir u sê, ek en u wat hier sit vanmôre in die kerk, het 'n geweldige verantwoordelikheid teenoor die wêreld daar buitekant, om te gaan vertel, God is lief vir jou. Moenie dat die vyand jou verlei nie. Moenie voor die sonde buig nie, buig voor God. Gee jou lewe aan God. Ek het hier nog iets gewees. Matteus 14. Die disciples op die bootjie, op die see in die nag. Die woord sê daar, vers 22 van Matteus 14. Hy sê, dit was die 4de nagwaak. Nou, die nagwake van die Jode was van 6 tot 9 is die eerste nagwaak, 9 tot 12 is die tweede nagwaak, 12 tot 3 is die derde nagwaak, en 3 tot 6 is die vierde nagwaak. So ergens tussen 3 uur en 6 uur in die môre. Ek sit in wonder toe dit lees. Daai arme disciples heel nag op daai skytjie deurgebring. Dis seker nie lekker nie. En skielik sien hier kom iemand aangestap op die water. En hy skree spook. Ek dink ek sou geskree spook en ek wil dit maar. Maar weet jy wat sê dit so? Jesus weerstaan die wet van swaartekrag. Hy sink nie in die water in nie. God is groter as die natuur. God is groter as die weer. Gistermiddag wat ek en my vrou Middelburg toe, vir vriende van ons daar, ou mense van die 70's, wat verloof geraak het. Dis so 'n spesiale geleentheid, ons moet dit nie mis. Laat ons nou verloof te raak, 'n bietjie kwyt. Maar ons terugkom. Dis ek vir vrou, hier is moeilik, kyk hier is beter.
En dus daar by die tolhek kom, daai kar staan al kilometer lang voor die kan neerkom. En ek sien hier kom hier kom hier te haal. Hier kom dit. Maar sê Here, ons sal geen skade lê nie by dan nie. Ons ry daar neer, daar val haal, maar seker klein korreltjies, dit lyk amper nie eens of jy kan sien so klein. Want die Here het beheer oor die weer, as ons dit kan waag, geloop en word gespreek. God kan saamwerk met die wat hom glo. God werk saam met die wat op hom vertrou. Ons kom weer daai donder weer gery. Ek sien toe ek by die huis kom agterna, waar mense met foto's geneem het, onder andere my kleindogter in Willemburg, Monique, die ken haar in Brian. Foto's geneem van die wolke. Jy kan sien daai wolke lyk angswekkend hoor. Jy moet nou ergens in 'n gat inkry. Want er was net nooit dag, 15 kilometer van Willemburg af op die Stofbergpad, was daar 'n tornado. Hy het daar weer getrek, plaashuise aangekweek. Hy wil af Carolina toe, uit die bome, die plantasies se bome so hoog van die grond af afgebreek. Honderde van hulle. Dat na Sekunda toe. God is besig om die natuur met Suid-Afrika en terug vir die hele wêreld te vat. Want God is die beheer van die natuur. Hy het die heerskappy oor die natuur. As hy sê stop, dan stop dit. As hy sê reën, dan reën dit. En ek kan vir u sê, God is besig met ons te praat in Suid-Afrika. Jesus loop op die see. Dat arme disipeltjies skreeu, spook. En hy sê, nee, spook, is ek. En Petrus klim sommer van die skip af, hy wil ook op die water loop. Ek weet nie hoe ver hy gevorder nie. Maar dit is so eendag gegaan, gryp die Here Jesus op die sakke in die grond in die water, want hy het nie die heerskappy gehad wat Jesus gehad het. Maar vandag is ek en u in Christus. Weet jy, daardie oomblik was Petrus en die disipels op die skip nog nie in Christus gewees nie. Want daar was nog nie wedergeboorte op daardie stadium nie. Die wedergeboorte het eers gekom, toe Jesus opstaan en die dood het, deur die heerlikheid van die Vader, en hy ons die weg opgebou is, ek is die deur, die weg, die waarheid en die lewe. Ons kan weer hom en wedergeboorte met God verenig word. Maar vandag het ons Christus in ons in dieselfde heerskappy, dieselfde krag, as ons dit net kan glo. Dis waar die probleem kom. Jy kyk die woord van die Here en kyk jy na jou probleem en sê, ek weet nie, die probleem my groter is 'n skrif hoor. Ek weet nie, die Here my, as jy sê ek weet nie, slaap by met jou. Slaap by tickets, ek heb maar los. Dan ben nog eens hier vertel, dat is begin nader, ons al begin nader gekom, is allemaal Nuwe Testament gekom. Maar nou in ons eie tyd. Jare gelede, my ouer broer is ook al dood. Sy babatjie kruip, en die ouer boetie, besig om die melk, die beeste melk, die koeie melk, achter die jart. Aan Lutrie gehad, en burger erg gehad, as die koeie gehad. Elke oggend moes die koeie melk, later van die jaar, ek groter word, moet ek ook maar help die koeie melk. En op 10 uur wat die melkerij hanteer, staan by die hoek van die kraal, achter die muur. Hy staan in rook, want my twee broers, die van hulle begin rook voor hulle aan een toes. Staan by die kraal op muur en kyk, wanneer kom my pa, hulle is dood op 'n Saterdagmôre, hulle gaan dood. My pa elke Saterdagmôre die bankbediende gaan sien. Ek weet nie of hy geld geleen het, of die bank by hom geld geleen of wat was het, maar hy moet elke Saterdagmôre by die bankbediende. En terwyl hy nou daar staan rook, toe kyk ons by die kraal se hek, en die hek is nie toegemaak. En die koei trap ons met die hek sê, mag, regdeur. So vast in die poot ingetrap, dat die moes op die poot van die beest aftrek. En die was hom onder die kraan, met al die beest was goed in die babetjie se liggaam. Toe my ouers terugkom van die dorp af, ja, gaan uit die hospitaal toe. Hele hospitaal was 15 myl in die dorp, en daar was nie een hospitaal wat onder die gaan draai nie. Die dokter verklaar ons maar die dood. Hy is dood. My ma sê, dis kan nie wees nie. Sy het net tot bekering gekom by die AGS daar in die goud. En dan net, lyk sy in, sy gaan saam. En sy bid, sy roep na die Here, maar die is dood. Die paas terug dorp om die ander kinders te gaan slaan, oppas by die huis en was aan te trek en kos te gee. Ons was 8 kinders. Uiteindelik. Bel in die hospitaal. Jy leer ons so uit telefoontjie, nommer asseblief, julle hospitaal. Sê nee, meneer jou
Jou vrou, jou kinders nog dood, die kinders nog daar in die lekshuis. En Sondag, bel hy weer. Die matrone sê vir hom, meneer, jy moet maandagmôre vroeg kom. Bring 'n kussie en reël vir jou vrou, ons gaan vir reël vir 'n plek in Weskoppies. Maar sy het heeltemal haar kop verloor. Sy praat in 'n taal wat geen mens kan verstaan nie. En sy skreeu op die top van haar stem. Toe doop die Here haar met die Heilige Gees in die doodskamer. En maandagmôre my pa daar om 'n wit kussie by Safas. Daar was nie daai tyd 'n afbop nie, wat dit is Safas. Kom in die wit kussie by die hospitaal stop my ma voor die hospitaal op die stoep met die seentjie in haar arms. Het God vir my daai oggend lewende gemaak. Amen. My God. Sterker as die doodsengel. My God, van daardie tyd is vandag nog dieselfde God. My God is nooit verander nie. Hy is dieselfde God vandag vir my en vir u. Ons kan op hom vertrou. Hy kan jou deurdra as jy hom net sal glo. Mense, ek wil vanmôre wag om 'n paar dinge te sê wat dat nou hier en daar vir die kommentaar kan laat kom met die publiek wat luister na die Facebook en na YouTube. Die kerk van die Here Jesus lyk vandag soos daardie tyd se wêreld gelyk het. Die kerk van daardie tyd was nie ryk mense met 'n mooi pak klere nie. Ek het 'n pak klere aan. Ek het maar oud op hier. Ek glo jy moet maar lekker baie keer aantrek as jy preek. Dis 'n teken van gesag. Amen. En ek trek hom aan om u te respekteer. Maar weet jy, daai tyd mense wat arm is. Ek het nog genoem. Ek dink as 'n kind die ouma kom in die kerk en sê baie sit daarso. Want iemand het hom die pak klere geskenk. Is te klein vir hom. Sy broek sit hier so voor. Die broek aan die kouse. Daar sien, maar daai broek is te kort vir hom. Het hom op by iemand gekry. Maar Boeta, as daai ou man met daai kort broek en hy staan sy klein baadjie bid, dan bewe daai kerk soos dit die Gees van die Here daar in plek werk. Jy hoor die gedreun van mense in die bidkamer, soos hulle taal en bid daar in die bidkamer. Party op hulle knieë, party staan en party lê en bid. Maar die krag van God is daar. Halleluja. Ek het daar nie groot geword hoor. Dit is ons daarvan kan praat. Ek weet van die kerk van ons. Ek weet van die kerk van vandag. En tyd dat hierdie kerk van bid kan vol die evangelie kerk. Weer terugkom in die plek waar God kan aanbid en leer. En halleluja. Want die môre weer 'n vuur van God sal begin brand in hierdie plek. 'n Vuur van die Heilige Gees kan brand. In 1 Konings 18. En die Here vir Elia gelei 'n dag. Al die afgode dienaars uit. Hy sê vir kom ons gaan kyk wie is God. Bou vir julle altaar, slag julle bil. Dan roep julle God aan. Dan kyk ons, ek sal ook 'n altaar bou en my bil opsit en my God aanroep. Die God wat antwoord met vuur, julle mag nie vuur maak nie. Die God wat antwoord met vuur, hy is God. Amen. As jy raai, vandag het ons by Elia was op hulle, vandag gaan ons wys wie is God. Hulle skreeu daar, by die altaar. Die woord sê, hulle self gekerf met messe, dat die bloed uit hulle uitgespuit het, sê die woord. Ek dink party besluit daar van bloedverlies, neergeslaan, dood. Maar dan God het nie geantwoord nie. Elia kom, en wat belangrik is, Elia het eers die altaar van die Here herstel. Dis waar ek môre met u oor 50 minute wil praat. Amen. En nou hier Paulus moet sê amen. Amen. Dat hierdie gemeente die altaar van die Here moet herstel. Amen. Gebedsaltaar moet herstel word. Nie hierdie so nie. Plaas van bid, maar jy moet God praat. Amen.
in jou gesprek met God kom, moenie skaam wees nie. Hy het eers vir die mense, pastoor vir my, pastoor, moenie my vra om te bid nie, ek is maar 'n skaam mens, ek bid nie in die publiek nie, jy bid ook nie by die huis nie, my broer. Maar het is tyd dat hierdie gemeente hulle gebedsaltare herstel, hulle lewe regkry met God, om in geloof te kom en die Here te vertrou wat God kan doen vir ons. Ek glo God vir wonderwerke. Groei sal op my dit in die jaar, dit in die woord, dat iemand dit gaan verstem. Ek glo God vir 'n wonderwerk. Want het gaan 'n wonderwerk kos om in die kerk weer vol mense te maak, hoor. Amen. Jy gaan nie volk met mooi preekies nie. Ek kan nie mooi preek nie, ek is baie jammer om te sê. Ek wil ook nie hele mooi preek nie. Maar weet jy wat? Daar's 'n brandende vuur binne in my wat sê, Here, ek praat gister met pastore daar by die verlovingspartytjie, daar was 4 of 5 pastore daar. Afgetrede ou toppies. Hulle sê, Kai, hoekom vat jy nie kalm nie, man? Ons was nou met die karavaan aan Port Shepstone en ek was by Jeffreys Bay. Ons hou sommer 3 maande lank so vakansie met die. Ons is nou afgetree, so klaar gewerk. Sê ek weet nie wat gaan met jou aan nie, my broer, of wat gaan met my aan nie, maar ek kry nie hierdie vuur binne in my dood nie. Ek kry nie hierdie ding wat my dryf dood nie. Ek kry nie stil gemaak nie. Ek kan nie op te bid. Ek kan nie met die see gaan lê vir 3 maande. My brein brand in die son en sê prys die Here, ek het nou rus 'n bietjie nie. Daar is te veel werk om te doen. Ek moet bid, ek moet sê, ek bid aan onder hierdie gemeente. Ek glo God gaan iets doen. Ek verwag dit. Want God gaan my nie in teleurstelling bring nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Ek dink miskien moet mense geweet, ek gaan vanmôre preek, ek is 'n bietjie kwaier as die ander pastoor dan, ek weet nie. Sê hy gaan môre kyk hoe hy preek vanmôre, hy preek dan nog kwaier. Maar dan moet jy maar by die huis bly. Maar ons gaan leer. Nou Elia het die altaar geherstel. Is in die bil op die altaar. En die genade water, hy goue voorreg rondom die altaar. Diep voor. Gaan ek weet nie waar hy water gekry het, maar dit was droogte tyd daai tyd. Dit het nog gewag vir die reën. Dit was 3 jaar droogte. Ek dink daai kom afgodpriester gesê, hey, jy kan nie die water so mors nie, jy sien nie die water nie. En jy gooi daar overnat, dat die voor rondom die altaar vol word. En Elia kyk op en sê, Here, antwoord my. Ja. O, Here, ek bid vanmôre vir hierdie gemeente. Toe Elia gebid het met daardie offeraltaar. Dat ek ook vanmôre sê, Here, antwoord my asseblief, my God. Dat die vuur van die Heilige Gees op die gemeente kan brand, dat was Shanghai. My God, dat daar 'n vlam op die dak brand, dat die mense wat verby gaan sal sien, daai kerk brand, maar hy brand nie uit nie. As dit wat gebeur, kan ek sê dat die Gees van die Here wat brand, halleluja. Ek bid vanmôre, Here, antwoord my vanmôre, Vader, vra weer Jesus Christus, u seun, dat hy ons sal antwoord, vir het hier vraag gaat, maar hy aan die God, die ware God, die lewende God. En ek beroep my op u vanmôre, Vader, dat u in die volheid, in die eerlikheid, elke man en vrou, wat vanmôre hier is, wat die woord gehoor het, en hulle wat gaan luister op die famous Facebook, en die famous YouTube, waar al die gemoffel op is, dat daar 'n reaksie gaan kom. Here, ek wil vanmôre die mense aankla nie. Maar my God, ek wil met die gesag wat u my gee, 'n bestraffing uitstuur. Vir mense wat nie die waarheid van God se woord predik nie. Ek wil 'n waarskuwing uitstuur en 'n woord van bestraffing uitstuur vir die prosperity predikers wat met die grootste karre rondry, die mooiste paleise in bly, die beste klere aantrek, die vroue wat ring aan elke vinger en elke oor met goud besaai. Die gesigte is besmeer lyk soos spooke. En het preek dit geld. Geef vandag en God gaan môre vir jou 1000 gee, 1 miljoen gee. Prosperity predikers. Julle ek bestraf hulle vir die gesigte gee en hier. Al die waarheid van die woord. God en jou magtige God in staat om jou moordlike te doen. Want we daar die woord vanmôre sal hoor.
Ik kan weer even de Heer. Oh Heer, ik roep u vanmorgen. Halleluja. Dat die vuur binnen mij nooit zal doodgaan. Iemand vraagt mij daar gisteren. Hoe is jij nou? Jongen, ik word nu. Mijn man 80 jaar oud. Hij zegt wat? Je roept op zijn recht op. Zegt hij, ik word zijn recht op met mijn broers. Die vuur met brand, die ben ik aan de knie. Ik weet dat brand, ik ben mijn recht op staan. Als een vuur binnen mij. Halleluja. Het vuur van die ene is. Laat het niet als een vuur binnen mij. En het brandt, ja, het brandt. Met die kracht wat mij verwondert. Hoe die grootheid van je mag. Ken je dat een keer? Ken je dat? Kan zo zeggen. Oh, dat is een vuur binnen mij. Kom eens.